Was daar iets voor die skepping? Was die skepingsdae net gewone 24 uur dae, of was elkeen dalk duisende jare lank? Is daar plek vir 'n gaping ergens in Genesis? Die eintlike vraag is daar plek vir evolusie en miljoene jare in die Bybel? As jy al hieroor gewonder het, moenie alleen voel nie. Kom ondersoek die Bybelse waarheid saam met my in hierdie reeks van 4 aanbiedings, wat ook in Engels op my kanaal beskikbaar is. Die Christenkerk sit vandag met 'n baie ernstige probleem. Die probleem van kompromie in al sy verskeie vorms. En alles begin in wese met die ontkenning van Jesus as die skepper van alles wat bestaan. Dis geen wonder dat die 2 hoofpunte waarop Genesis vandag aangeval word, selfs binne die kerk, te doen het met nommer 1, die ouderdom van die aarde en die heelal, en nommer 2, die globale Bybelse vloed. In die kern van hierdie debat het jy slegs 2 keuses. Of die Bybel is reg en die skepping is ongeveer 6000 jaar oud, of die sekulêre wetenskaplikes is reg en die aarde is ongeveer 4,6 miljard en die heelal ongeveer 14 miljard jaar oud. Maar al 2 opsies kan nie terselfdertyd reg wees nie. En tog is dit presies wat teïstiese evolusioniste probeer doen in hulle verskeie oortuigings. Hulle poog in wese om 2 fundamenteel opponerende wêreldbeskouings te versoen. Maar so wat? Wat daarvan? Wel, teïstiese evolusie in sy verskeie vorms bied vandag 'n uiters ernstige bedreiging vir die Christenkerk, omdat dit 'n direkte aanval op en ondermyding van die gesag van die woord van God is. Nou volgens die 2023-2024 Pew Research Center opname, aanvaar 'n verbuisterende 80% van Amerikaners vandag menslike evolusie in een of ander vorm. 33% van hulle glo dat evolusie sonder goddelike betrokkenheid plaasgevind het, terwyl 'n skokkende 47% glo dat dit deur God gelei is of toegelaat is. Dit beteken dat bykans helfte van alle Christene 'n kompromie aanvaar wat die skrif met evolusie probeer vermeng. Nou in hierdie aanbiedings gaan ons begin deur eerstens te kyk na die geskiedenis, om te verstaan waar hierdie teïstiese idees vandaan gekom het. Volgende ondersoek ons die Bybelse fondasie, spesifiek dae 1 tot 4 van die Skepingsweek. En onthou, wanneer ons hierdie ondersoek doen, dan is jou en my opinies irrelevant. Dit gaan slegs daaroor om die ware betekenis van God se woord te ontdek. Met hierdie agtergrond kan ons teïstiese evolusie ondersoek deur na 3 van die mees populêre teorieë te kyk: die dagtydperkteorie, die klassieke gapingsteorie en die sagte gapingsteorie. Dit is my hoop en gebed dat jy na hierdie reeks tot die enigste ware logiese gevolgtrekking sal kom wat daar is. Nou waar het hierdie idee van miljoene jare vandaan gekom? Is dit iets wat mense en spesifiek die kerkvaders nog altyd geglo het? Of het hierdie idee eers relatief onlangs kop uitgesteek weens die sogenaamde wetenskaplike voorstelle van die dag? As dit nog altyd populêr was en geglo is, dan kan ons miskien die moontlikheid oorweeg dat die Bybel dalk daarop dui. Maar as hierdie idees afwesig was, totdat hulle deur die wetenskap van die dag populêr gemaak is, dan is dit baie meer waarskynlik dat sulke interpretasies gemotiveer is deur 'n behoefte om die Bybel met die wetenskap van die dag te probeer versoen. En inderdaad is dit die geval, want vir 18 eeue lank was die universele mening van die Christenkerk dat die skepping ongeveer 4000 jaar voor Christus plaasgevind het.
Selfs sekulêre wetenskaplikes stem saam dat as dit nie was vir al die hermeneutiese beginsels wat deur die wetenskap voorgestel word nie, Genesis baie duidelik 'n letterlike geskiedkundige weergawe van werklike gebeure voorstel. Net om dit te beamoen, in die sekulêre American Scientific Affiliation Journal staan geskryf hoe dit duidelik is dat as mens nie al die hermeneutiese oorwegings wat deur die wetenskap voorgestel word in ag sou neem nie, Genesis baie duidelik daarop dui dat God die hemel en aarde in 6 gewone dae geskaap het, dat die mens op die 6de dag geskaap is, dat dood en chaos die wêreld ingekom het na die val van Adam en Eva en dat al die fossiele die gevolg was van die katastrofiese universele vloed waardeur slegs vir Noag en sy familie as ook die diere daarin gespaar is. Selfs die Oxford Hebreëse skoolier James Barr, wat terloops nie in Genesis glo nie, verstaan baie duidelik wat die Hebreëse skrywer van Genesis probeer oordra het. Hy skryf: Probably, so far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any world-class university who does not believe that the writer of Genesis 1 to 11 intended to convey to their readers that the ideas that creation took place in a series of 6 days, which were the same as the days of 24 hours we now experience. The figures contained in the Genesis genealogies provide by simple addition a chronology from the beginning of the world up to later stages in the biblical story. Noah's flood was understood to be worldwide and extinguish all human and animal life except for those in the ark. As ons nou 'n paar van die kerkvaders kyk, Basil the Great het in ongeveer 300 na Christus in 'n reeks preke dit baie duidelik gestel dat die 6 dae van Genesis gewone dae was, dat op God se bevel dinge presies en onmiddellik geskape is soos uiteengesit in die Bybelse rekord en dat die son na die aarde geskape is. Hy het ook baie ferm teen die idee van evolusie uitgespreek. Ek wil graag meer tyd aan Augustinus toewy, aangesien theïstiese evolusioniste so graag 'n wanvoorstelling van hom gee. Nou, Augustinus was ongetwyfeld een van die vernaamste teoloë van die vroeë kerk en tog was hy geensins 'n kenner van Bybelse tale nie. Soos die kerk toenemend nie Joods geword het, het kennis van Hebreëus ernstig afgeneem. Selfs tot op die punt dat sommige van die mees prominente kerkvaders, insluitend die invloedryke Augustinus, geen kennis van Hebreëus gehad het nie. In Augustinus se tyd het die westerse Romeinse kerk Latyns gebruik. Toe hy sy Genesis kommentaar in 401 begin het, was sy kennis van Grieks minimaal. En alhoewel hy later as 'n ou man 'n minimale vermoë gekry het om Grieks te lees, het hy nooit Hebreëus geken nie. Sy Latynse Bybel was op sigself 'n vertaling van die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, nie die Hebreëse Bybel nie. Tog kan hy geensins gebruik word ter ondersteuning van ou aardse oortuigings nie, want jy sien, hy het probeer om die skepingsdae in 'n oomblik saam te pers, wat in elk geval die teenoorgestelde is van wat langtydperk aanhangers beweer. En aangesien hy geglo het dat die skepping in 'n oomblik plaasgevind het, het hy gesê dat die tyd van Adam tot die hede ook die tyd van die begin van die skepping tot die hede was, wat minder as 6000 jaar was. So in teenstelling met wat theïstiese evolusioniste soos onder andere Hugh Ross beweer, het Augustinus heeltemal teen die agtergrond van evolutionistiese denke in sy tyd geskryf. Trouwens, hy het uitdruklik geleer wat vandag 'n jong aarde genoem sou word. In sy bekendste werk City of God het hy 'n hele hoofstuk toegewy aan die waarheid van die geskiedenis, waar hy sê, "Let us then omit the conjectures of men who know not what they say, when they speak of the nature and origin of the human race. They are deceived
too by those highly mendacious documents, which profess to give the history of many thousand years, though, reckoning by the sacred writings, we find that not 6,000 years have yet passed. Selfs die hervormers soos Calvin, Luther en Wesley het sterk gestaan vir die historiese, letterlike akkuraatheid van Genesis. Calvin het byvoorbeeld gesê, the day-night cycle was instituted from day one before the sun was created. Terwyl John Wesley, die leier van die Methodiste kerk, of Methodiste beweging in Engeland gesê het, we are not to think but that God could have made the world in an instant, but he did it in 6 days, that he might show himself a free agent, doing his own work, both in his own way and in his own time, that his wisdom, power, and goodness might appear to us and be meditated upon by us the more distinctly, and that he might set us an example of working 6 days and resting the 7th. Martin Luther het gesê, the days of creation were ordinary days in length. We must understand that these days were actual days. Contrary to the opinion of the Holy Fathers, whenever we observe that the opinions of the Fathers disagree with Scripture, we reverently bear with them and acknowledge them to be our elders. Nevertheless, we do not depart from the authority of Scripture for their sakes. So wat het verander? Dit is belangrik om te verstaan dat Darwin nie die uitvinder van evolusie was nie, al word hy foutiewelik die vader van evolusie genoem. Hierdie heidense anti-God idees dateer baie verder terug, selfs tot voor die tyd van Christus. Dit was van die vroegte tye af 'n anti-teïstiese idee, wat deur verskeie filosofeerders gepromoveer is. Maar in die 19de eeu het die idee van evolusie opnuut nuwe lewe gekry, toe sekulêre wetenskaplikes begin verkondig het, dat die aarde nie duisende nie, maar wel miljoene jare oud is. Dit is spesifiek die totstandkoming van die konsep van uniformitarisme, wat baie mense geïntimideer het om miljoene jare met die Bybel te probeer versoen. Uniformitariste glo dat die hede die sleutel is tot die verlede, en dat huidige prosesse presies dieselfde in die verlede was as wat dit tans is. Byvoorbeeld die spoed van erosie, laagvorming en radiometriese datering. Maar dit is 'n aanname, beslis nie 'n feit nie, en dit word deur verskeie katastrofiese gebeure weerspreek. Kyk gerus na my lesing Oud en Jonk as jy meer daaroor wil leer. Die vakgebied geologie as sulks is eintlik 'n baie jong wetenskap, slegs so ongeveer 200 jaar oud. Ons hoef nou nie in detail na die verloop van dit te kyk nie, maar net kortliks. In 1788 het James Hutton die boek Theory of the Earth bekendgestel, waarin hy deur middel van die konsep van uniformitarisme voorgestel het dat die aarde baie ouer was as wat die Bybel beweer. Hy skryf, the past history of our globe must be explained by what can be seen to be happening now. No powers are to be employed that are not natural to the globe. No action to be admitted except those of which we know the principle. Nou dit verduidelik die konsep en doelwit van uniformitarisme baie duidelik. Met ander woorde, uniformitariste ontken ten sterkste enige bonatuurlike dade van God en enige katastrofiese prosesse soos die bonatuurlike skepping en die globale Bybelse vloed, wat die sedimentêre laag van die geologiese kolom gevorm het. Hy het dit voorgestel dat elke laag miljoene jare geneem het om te vorm, weens 'n reeks kleiner lokale vloede wat dus die aarde baie oud sou maak. En hy het hierdie voorstel gemaak sonder om eers na die rotslaag van die aarde te kyk, want as hy net die moeite gedoen het om daarna te kyk, sou hy dalk die duidelike bewyse van die vloed daar gesien het. Wat sou jy verwag om te sien as daar werklik 'n wêreldwye vloed was? En dit is 'n belangrike vraag waarna ons verskeie kere gaan terugkom.
Ek sou verwag om rots laat sien met biljoene der biljoene dooie organismes in wat tydens die vloed begrawe is. En dit is presies wat ons sien. Ek sou ook nie verbaas wees om regop versteende bome te sien wat deur verskeie plat sedimentêre lae strek nie, omdat die laag op dieselfde stadium neergelê is tydens die vloed. Uniformitarisme glo egter dat hierdie laag met miljoene jare van mekaar verskil. Nou het hierdie boom behoue gebly terwyl die laag stadig oor miljoene jare om hom neergelê is. Hoekom hierdie absolute beheptheid met miljoene jare? Want alhoewel lang tydperke geen bewys van evolusie lewer nie, is die idee van lang tydperke krities om die idee van evolusie so vaag en onbewysbaar te hou as wat dit is. As Genesis egter reg is oor die letterlike historiese 6-dag skepping en hierdie eenmalige wêreldwye vloed, dan val die hele evolusieleer met sy noodgedwonge miljoene jare heeltemal plat. So megatydperke moet ten alle kostes beskerm word. Nou Hutton het natuurlik 'n groot invloed gehad op die jong, ongelowige Charles Lyell. En dit het hom gepromoveer om Principles of Geology te skryf. Die einste boek wat later so 'n kragtige invloed op Darwin gehad het. Lyell het homself as ook sy tydgenote as absoluut intellektueel superieur beskou. Mense wat vir hulle self kon dink en nie deur autoriteit verblind is nie. En die autoriteit waarna hy verwys is natuurlik die Bybel. En hy erken openlik sy doel: to free science from Moses. Christopher Johnson skryf dat Lyell se voorveronderstelling was om eers die woord van God te haat en om dan 'n ander verduideliking vir die aarde se geskiedenis te soek. Wat beteken dat hy nie werklik deur die bewyse oortuig was nie, maar eerder deur sy hart, wat reeds korrup en verhard was teen die God van die Bybel. Lyell het alles teengestaan wat nie sy naturalistiese sienswyse ondersteun het nie. Mense het toe, net soos vandag, dit baie moeilik gevind om alternatiewe navorsing in die algemene en wydbelese joernale te publiseer. Indien dit nie die oorheersende evolusie en miljoene jare dogma ondersteun het nie. Gevolglik het bykans alle hoofstroom geoloë teen die einde van die 19de eeu 'n hoë ouderdom vir die aarde en die heelal aanvaar. En so is dit deur universiteite aangebied en gepromoveer. Teen die tyd dat Darwin On the Origin of Species gepubliseer het die jong aarde skepingswaarheid meestal uit die Christelike kerk in Europa verdwyn. Christenteoloë soos Charles Spurgeon het ongelukkig 'n groot rol hierin gespeel en veral die idee dat die ouderdom van die aarde nie belangrik is vir 'n persoon se redding nie. En alhoewel die ouderdom van die skepping nie 'n verlossingskwessie is nie, is dit fundamenteel tot die verlossingsboodskap, omdat die evangelie in Genesis gefundeer is. Met ander woorde, die geloofwaardigheid van die evangelie hou direk verband met die letterlike historiese akkuraatheid van Genesis. En om logies konsekwent te wees as Christene, behoort ons die hele Bybel te glo. Mettertyd het Christelike opleidingssentra gekompromeer en gevolglik hulle interpretasies van Genesis op die valse persepsie baseer dat wetenskaplikes kon bewys dat die aarde miljoene jare oud is. Ons gaan later weer hieroor gesels. Dit het na gemeentes versprei en tot vandag toe 'n baie verwarrende en skadelike invloed op gelowiges gehad. Nou uit hierdie kort opsomming behoort dit baie duidelik te wees dat wetenskap nou vir baie teoloë en Christene die hoofautoriteit geword het in plaas van die woord van God. Maar 'n hele reeks geoloë van die 1800s het egter al reeds voor Darwin die Bybelse skepping van die jong aarde as ook die Genesis vloed voorgestaan. As julle dalk meer hieroor wil leer, kan ek julle verwys na die aardwetenskap historikus Dr. Terry Mortensen se navorsing en spesifiek sy boek getiteld The Great
Turning Point, wat op sy PhD-tesis gebaseer is. Goed, so dit was 'n baie kort oorsig van die geskiedenis. In die volgende gedeelte gaan ons kyk na die Bybelse fondasie, spesifiek dae 1 tot 4 van die Skepingsweek. En dis uiters interessant. Sluit asseblief by my aan.